met die laaste gedeelte van Romeine. Ons het gesien die eerste 4 hoofstukke is 'n eenheid en dan tot by hoofstuk 8 en dan 9 tot 11 en die laaste. Op 'n manier is dit vir my die hoogtepunt, want die eerste klomp is leerstellig goed, die laaste is hoe lyk dit in die praktyk. Julle weet ons het daardie video's wat jy op YouTube kry wat vir mense help om die boeke te verstaan. Ons gaan daarna kyk hierdie Romeine deel 2 aan die einde van die gedeelte oor hoofstuk 9 tot 11 en dan wys hy net vir ons waaroor die laaste paar hoofstukke gaan. Hoofstuk 12 tot 16. Maar onthou die groot prentjie, as gevolg van hulle geloof in Jesus is Jode en nie-Jode nou saam Abraham se familie. Daardie nuwe mensdom wat deur God se gees vernuwe word. En dit is dus hoe God sy oeroue beloftes vervul. Daarom is die enigste reaksie wat sin maak, dat hierdie Joodse en nie-Joodse Christene in een kerk verenig word. In hoofstukke 12 tot 13 wys hy dat hierdie eenheid sal kom vanuit die verbintenis om mekaar lief te hê en te vergewe. Jy sal liefde sien in hoe elkeen sy eie unieke gawes en talente sal gebruik om mekaar in die kerk te dien. En dit sal ook nederigheid en vergewingsgesindheid beteken. As hierdie verskillende etniese groepe en kulture saamkom in Jesus, is konflik onvermydelik. En dit kan slegs oorkom word deur die harde werk van vergifnis en versoening. Dit is hoe hulle die grootste van die Christelike deugde sal wys, liefde, wat die Torah se grootste bevele vervul, naamlik om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. In hoofstuk 14 en 15 fokus hy spesifiek op die sake wat etniese verdeling in die Romeinse kerk skep. Dis twispunte oor die Joodse voedselwette en die Sabbat. En Paulus sê hierdie praktyke definieer nie wie binne of buite Jesus se familie is nie. As mense verskil oor hierdie kulturele belangrike, maar nie essensiële sake, moet hulle leer om mekaar se verskille te respekteer. En dis die manier waarop liefde Jesus se familie sal heel maak en verenig. Paulus sluit die brief af deur eerstens vir Phoebe aan te beveel, wat 'n sleutelleier in die kerk van Kengree is. Sy het die eer gehad om die brief te vervoer en dalk selfs die eerste maal hardop voor te lees aan die Romeinse kerke. Paulus eindig deur al die mense te groet wat hy 'n lang tyd nie gesien het nie. En dan eindig dit so. Wow! Jy kan nou beter sien hoe al die stukkies van hierdie brief by mekaar inpas en watter meesterstuk dit werklik is. Dis waaroor die brief aan die Romeine gaan. As mense net so die stukkie kyk dan, dis nie so duidelik nie, maar ek dink tog, soos wat ons aangaan, gaan 'n mens meer duidelikheid kry sien hoe die hele Romeine brief saamgestel is. Die boodskap tot dusver, dink ek kan mee saamvat met die woorde van Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Dis die boodskap van Romeine tot dusver, as jy in Christus Jesus is daar vir jou geen veroordeling nie. Daarom maak nie saak of jy sondaar doen of nie, maak nie saak of jy 'n sondaar is of nie, maak nie saak wie of wat jy is nie. As jy in Christus Jesus is daar nie veroordeling nie. Een van die mooiste en positiefste beelde wat daar seker nog in terme van politiek was biskop Tutu se idee van 'n reënboognasie. Hy sê Suid-Afrika het soveel verskillende kulture, ons is so ryk, ons gaan 'n reënboognasie word. Ons kan 'n reënboognasie word. Reënboognasie, wonderlike ding, maar wat het gebeur? Ons het 'n kleurlose reënboog gekry. As jy kyk na Suid-Afrika vandag, is ons hierdie wonderlike reënboognasie. Ek dink nie so nie, dis maar verskillende skakerings van swart en wit alles en amper niks werk nie. Soveel so, dat ek my lewe lank, nie my lewe lank nie, hier van laat 80er jare af skuldig voel omdat ek Afrikaans is. As ek sê ek wil nie Engels sing in die kerk nie, dan is ek 'n vark in die verhaal. As ek sê ek praat Afrikaans, dan is daar fout met my, allerlei goeders.
En weet julle, ek het nou letterlik hierdie week in Romeine ontdek wat die sleutel is. Hoekom werk die sogenaamde reënboognasie nie? En hoekom hoef ek nie skaam te wees vir wie ek is nie? As ons na Romeine 12 kyk, dan gaan ons sien, hy het so basies die 4 afdelings. Vers 1 en 2 is die basis waarop dit staan. Julle sal nou onthou, ons het van Romeine 1 tot 11 'n klomp feite gekry. Dis soos 'n klomp inligting wat ons gekry het. Nou kom Paulus en hy sê, hoe lyk dit prakties? So dis hoe dit regtig lekker is. Dis soos 'n lesing wat jy gekry het en nou gaan jy prakties hierdie dinge doen. Ek onthou op skool in die wetenskapklas. As jy meneer vir ons vertel van hierdie wonderlike ding, as jy hierdie by mekaar en daar by mekaar gebeur dit, en dan wys hy dit nie vir ons. Ek was so gefrustreerd, as hy vir ons die kere die goed vertel het, en hy doen dit, en ons sien dit werk, dis wat opwindend is. So, dis waar ons nou is. Nou, al die goed wat hy vir ons gesê het, ons kyk nou hoe dit werk. Vers 1 en 2 gaan oor ons lewens, hoe ek my lewensoffer moet gee, en dan gaan vers 3 tot 8 oor die gemeenskap en die gawes. Ons is deel van 'n gemeenskap, die kerk, en dan in ons gawes. Nou van vers 9 af, baie belangrik, wat is liefde in die praktyk? En dan die groot ding van vers 14 af, hoe tree ek op teenoor mense buite die gemeente en teenoor my vyande? Want dis eintlik waar ek wil kom. Hulle is 'n klein groepie Christene in Rome, en julle weet, seker so 250 jaar later het die Christene oorgeneem in die Romeinse Ryk. So hierdie woorde wat Paulus geskryf het, dit en die res van die Nuwe Testament, het mense gehelp om so te leef dat hulle die hele wêreld verander. So enige iets is moontlik as ons lees wat die Here vir ons gee in Romeine en ons doen dit, die geskiedenis wys vir ons, dit is wat die verskil maak. Dit gaan hier oor Joodse Christene en Griekse en Romeinse Christene. En die belangrike is, Paulus het basies 11 hoofstukke gevul vir dit te sê, jy het niks om die Here aan te bied. Jy is niks, Jesus is alles. Kom ons lees saam, ons gaan die hele hoofstuk lees. Julle sal onthou, ons het Pinkster hier by stil gestaan, so ons gaan nou nie na al die detail kyk nie, maar ons gaan so 'n bietjie kyk na dit wat die Here vir ons hier sê en die hele samehang van die gedeelte. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is die sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie een liggaam in Christus, individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan elkeen gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan doen, moet dit met blydskap doen. Julle sien dat eers vertel hoe ek myself as offer moet gee, dan het hy vertel hoe ons 'n liggaam van Christus is en dan hoe lyk liefde in die praktyk? Julle liefde moet ongeveins wees, verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met 'n innerlike broederliefde. Gaan mekaar voor in eer betoon. Moenie traag wees in julle toewyding nie, bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop, wees standvastig aan die Here swaarkry. Volhard in die gebed. Betoon meer lewe met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers
Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die medemens. Moenie wys in julle eie oë wees nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat die ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Hierdie laaste is hierdie belangrike. Moenie die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Die krisis, ek wil nou sê die stukkies van Romeine het nou vir my hierdie week by mekaar gekom. Die krisis in die gemeente in Rome is dat die kerk bestaan uit mense van verskillende kulture. Dis wêreldwyd amper wil ek sê die krisis. Die kerk bestaan uit mense van verskillende kulture en hoe leef ons saam met mekaar? Die populêre opvatting, ek wil nou sê, ek het dit al vir julle gesê, so 15 jaar terug, ja 15, 20 jaar terug, was die populêre opvatting, kultuur is eintlik verkeerd, kultuur hoort nie in die kerk. So, ons moet nou maar almal Engels spreek, ek het wel oor Engels praat. Ons moet nou maar almal Engelse liedjies sing, ons moet nou maar, terwille van die koninkryk moet ek my kultuur afskryf, want ek is mos nou nie meer wie ek is nie, ek is mos nou 'n Christen. Dis bog. Dis bog, dis onlogies, dis glad nie wat die Here van ons vra. Paulus kom hier en as 'n mens nou mooi lees, as jy nou verstaan hierdie laaste gedeelte van Romeine, en hy sê, kultuur is nie verkeerd nie. Wat bedoel ek met kultuur? Met kultuur bedoel ek wie ek is. Kultuur is wie ek is. Ek het 'n manier van dinge doen, ek en die mense saam met my. Ek sê nooit vergeet nie, my skoonpa, my kom van Pretoria kom kuier. My skoonpa was nou Duitser. Ek het nou in 'n vreemde kultuur ingetree. My skoonpa altyd gesê, ek weet nou nie maar of dit Wes-Duitsers dieselfde is nie, maar die Brakman-Duitsers was so. My skoonpa het altyd gesê, "Sjoe, ons het dan lekker gekuier." Hy sê die Duitsers en Afrikaners kuier dan lekker saam. As die een Engelsman was die hele kuier opgemors. Dis wat hy gesê het. Ons het 'n manier van dinge doen, ons het 'n manier van braai, ons het 'n manier van eet, ons het 'n manier van gesels wat eie is aan my en ek is ongelooflik gemaklik daarmee. Van my heel beste vriende is Engels. Nie Engels sprekend nie, Engels, Brits. En ek is verskriklik lief vir hulle, maar ek is altyd 'n bietjie gestres want ek moet dink voordat ek praat, ek moet dink dat ek iets verkeerd sê nie, al daai goed. Dit is so wonderlike mense en ek is verskriklik lief vir hulle, maar as ek tussen my eie mense is ek gemaklik. Dan kan ek my kultuur uitleef. En ons het hierdie week seker een van die wonderlikste bewyse. Wie van julle was al met 'n jeugdag sametrek by die Uniegebou hande op? Niemand nie. Was ek al daar? Nee, want die jeugdag ken ek as Soweto-dag. Ek gaan nie Soweto-dag doen. Vrouedag, dis toe die optogte teen die pasboekies was. Hoeveel van julle het nou al Zulus gesien in Versoeningsdagdienste? Die ou geloftedag is 'n Afrikaanse ding en Soweto-dag is 'n Soweto-ding en al goed. Die een dag wat regtig waar 'n nasionale vakansiedag is hierdie week se Erfenisdag. En is eintlik die een dag wat 'n groot klug moes gewees het, want wat se erfenis is daar? Ek het nou hierdie begin mense, en wat het gebeur? As ek reg het, is dit 'n boertjie wat gesê het, man, my erfenis is om te braai, kom ons braai. En ons maak dit 'n braaidag. En almal het ingekoop daar.
Dis 'n ongelooflike ding wat kultuur reggekry om regtig te sê, ons het 'n braaidag, want oor die Voortrekker Monument en oor Dingaamsdag en oor Soweto-dag en alle goeders is daar baie spannend, maar braai is lekker en dit kan mense saam. Kultuur, sê Paulus, is nie verkeerd nie, maar, en hier kom die ding, kultuur is nie genoeg. Nou kom Paulus in die res van hierdie hoofstuk met 'n ongelooflike belangrike ding. En is hier waar die pennie vir my getrap het. Hy het gesê, respekteer mekaar se kultuur. Ons het 'n gemeente in Rome, ons is verskillende kulture, respekteer mekaar se kultuur. Moenie maak asof jou kultuur die enigste regte ding is. Want dis wat gebeur het. Die Grieke en die Romeine het Saterdag nou nie rugby gekyk en Klokgriek was is maar trots my wêreldse mense. Hulle het die Saterdag rugby gekyk, hulle het normaal aangegaan met hulle. Hulle het hulle babetjies geboorte gegee, want hulle nie laat besny nie. En hulle lekker geëet aan beesteker, skaap, hoender en veral vark. So hulle het 'n lekker lewe gehad, 'n lewe waarmee ek maklik kan assosieer. Want ek is persoon van Europese afkoms. Daarteenoor het jy die Jode gehad, hulle kultuur was Saterdag, op die Sabbat, werk ons nie. Hulle kultuur was, babetjies moet besny word, seentjies op die 8ste dag, en hulle kultuur was, ons is so bang, ons eet varkvleis dat ons glad nie wors koop nie, ons is so bang die vleis wat ons eet was in 'n afgodstempel geoffer, ons eet eerder glad nie vleis. Wat is die probleem? Hulle het dit gesien as godsdienst en nie as kultuur. Nou daai ding het vir my wêreld opgemaak. Hulle het teruggeval op die Bybel, die Ou Testament, en hulle het gesê, dit wat ons is hoe God wil hê mense moet. God wil nie hê mense moet varkvleis eet nie. Regtig? God wil hê mense moet Saterdag, Vrydag aand tot Saterdag aand niks doen. Regtig? God wil hê seentjies moet besny. In die tyd van die ballingskap was hierdie 3 goed verskriklik belangrik, want in Israel, op die plat hulle almal praat Afrikaans, so ek hoef nie Afrikaans te wees nie. Maar as ek nou skielik in Amerika bly, is dit vir my belangrik om my Afrikaanse dinge te doen, sodat ek wie ek is kan uitleef. En hierdie 3 goed het vir hulle in die ballingskap verskriklik belangrik geraak, en daarom het hulle klem gegee daarop. Soveel sodat hulle gedink het, dis wat die Here van my verwag. Ek hoef nie goed te doen op die Sabbat nie, want Jesus het gedoen op die Sabbat. Nee, jy moet niks doen op die Sabbat. Ek hoef nie om te gee vir mense nie, ek kan maar lieg bedrieg en hulle besteel, maar ek moet my kinders laat besny. En ek kan syp en te kere gaan wat ek al so lang ek net is, terwyl ek syp varkvleis eet. Hulle het 3 goed gevat en dit gemaak asof dit alles is. Paulus het besef dat hierdie goed is hulle kultuur en nie hulle godsdienst nie. En wat gebeur dan? Nou het jy in die een kerk hierdie mense die een klomp sê, man, julle wat bly by al hierdie ou wetjies, ag, heerlikheid, ek verag julle verstaan nie waaroor dit gaan. En hierdie klomp het gesê, ons veroordeel julle gaan almal help want julle doen nie dinge soos wat ons doen. Paulus kom en hy sê, respekteer mekaar se kultuur. En dan kom hy met die puzzelstukkie wat die hele storie in mekaar laat pas. Eenheid lê in Christus. Eenheid lê in Christus en juist daarin is plek vir verskeidenheid van gewoontes, praktyke en uitdrukkings. Hoekom, dink 'n bietjie logies, hoekom moet ons almal dieselfde
wees as ons nie dieselfde gemaak is. Hoekom het God ons verskillend gemaak net om ons te druk in 'n vormpie sodat ons almal dieselfde moet wees? Daar's nie logika daarin nie. En Paulus sê hier, kyk na die liggaam. Die liggaam bestaan uit verskillende dele. As ek nou my vingers aan mekaar laat werk dat hulle so stone lyk, gaan ek dan kan loop met my hande? Nee. Daar's 'n rede hoekom my hand en my vingers anders lyk as my voet of my tone. Daar's 'n rede hoekom my ore anders is as my oë en my mond. Want God het die verskeidenheid nodig. En in die kerk sien ons dit. In die kerk besef ons, ek dink as daarmee my moet sien as die instandhoudingsvoorsitters van alle regels. Ek moet alles wat stikkend is regmaak. Dit gaan chaos wees. Rolf, as ek nou die ene moet wees wat al die stikkende banke moet regmaak, ek is so onhandig, ek sal dit nooit kan regmaak. Daarom het die Here mense gegee met spesifieke gawes en hy het vir my ander gawes gegee. En ons help mekaar. Ek bly sê dis maar die grootste grap. Die twee goed wat ek wil sê wat die synode sê wat ons mee moet aanhou, is goedjies wat ek doen, dis die videopreke en dis die oggendboodskappe. En die een vandag was my idee. Dis gemeentelede wat vir my half nie gedwing het nie, maar vir my half die aas uitgegooi het en ek het gevang. En hulle het my gehelp om dinge van die grond af te kry. Met ander woorde, ek doen iets wat ek nie sou gedoen het as dit nie vir gemeentelede was. Dis wat Paulus sê, ons moet mekaar se verskille respekteer en ons moet mekaar se verskille waardeer, want God het ons so gemaak, omdat hy so wil hê, sodat ons, as 'n doel voor, sodat ons die volle prentjie van, ek wil sê, God se genade aan die wêreld kan wys. In Rome was daar Jode, Grieke en Romeine. En al drie daardie groepe was nodig, daar was ander mense ook, maar al drie daardie groepe was nodig om die kerk te laat werk en om die kerk by die punt te bring, waar die kerk so gegroei het dat die keiser se ma 'n gelowige was, hy tot bekering gekom het en hy die Christendom staatsgodsdienst gemaak. Dis wat gebeur as 'n verskeidenheid mekaar respekteer en saamwerk. Maar en hier lê die geheim. Die eenheid kom in Christus. Die eenheid lê nie in die feit dat ons braai nie. Die eenheid lê nie in die feit dat ek Afrikaans praat nie. Die eenheid lê in Christus. En dit help vir ons om 'n klompie dinge te verstaan. Hoekom het die reënboognasie konsep nie gewerk nie? Ek het nou, toe ek kind was, het ek gedink, Biskop Tutu was van die Bose, maar ek het rarig later ongelooflik respek vir hom gekry, toe ek 'n bietjie self gelees het wat hy sê en wat hy gedink het alles. Ek dink sy bedoeling was reg, maar wat het gebeur? Hierdie sogenaamde reënboognasie, wat het dit gemotiveer? Politiek. Ons wil hê polities moet daar eenheid wees, kom ons maak 'n reënboognasie en dan kan dit werk. Dit het nie gewerk nie. Dit was dalk ekonomies. As ek genoeg BEE-punte kry, dan kan ek die dinge doen, dan gaan die dinge werk. Dit het nie gewerk. Paulus kom hier met 'n belangrike ding. Hy sê, as jou eenheid in Christus is, dan kan ons 'n verskeidenheid aanvaar. Wat maak dat hierdie vinger, hierdie tong, hierdie oor saamwerk? Ek, Koos maaklik dit saamwerk, want hulle is deel van my. So hierdie vinger kan klavier speel, hierdie vinger kan vuurtjies aansteek of skryf, hierdie oor kan luister, hierdie tong kan praat, maar nie omdat hulle dieselfde is, maar omdat hulle deel is van Koos werk. Dis wat Paulus hier vir ons sê. As ons deel is van Christus, dan kan dit werk dat Afrikaanse mense Afrikaans kan wees en in vrede lewe saam met Engelse mense, saam met Zulus, Vendas, Braai mense, wie ook al. En dis die geheim. Jou kultuur is nie die norm nie, Christus is jou. So ek mag wees wie ek is, want ek is wie ek is. Ek
het so gelag toe diensplig gedoen het, was daar 'n ouetjie. Dit is nog in die ou Suid-Afrika uit die aard van die saak. Hy het van Bloemfontein afgekom en hy was baie skaam om Afrikaans te wees, nou praat hy net Engels. Nou het ek hom geterg. Nou sê ek vir hom, werk 'n bietjie aan jou R. Why? Ek sê, van jou R wys wat jy van Bloemfontein afkom. Ek sê, jou Bloemfontein sal jy nooit kan los nie, want jy is wie jy is. En dis vir my wonderlik. Ek is wie ek is. My familie, ek weet nie of hulle my die groot trek deel geneem het, want hulle kom van die Noord-Kaap. Maar ek weet, my ouma het haar boyfriend afgesê, omdat hy teen die rebelle opgetree het, so hulle was in hart en siel deel van die storie. My familie is 'n klomp Franse wat gesê het, ons sal nie onder die katholieke swoeg nie, en hulle het Holland gevlug en hulle plaas gekry in Stellenbosch. Hulle het Suid-Afrika toe gevlug. My familie, daar is Hollanders en hulle my ma se van, so wie ek is wie ek is. Moet ek skaam wees daaroor? Glad nie. Ek is trots daarop. Ek kom van die Noord-Kaap af. My ma was so bly, ons het 'n bankbestuurder gekry wat Engels praat, dus my ma gereël dat die seentjie my maatjie word, sodat ek Engels leer. 2 weke te praat in vlot Afrikaans. Ek is wie ek is, en as ek vrede maak met wie ek is, kan ek ongelooflik lekker met ander mense saamwerk. Ek mag nou nie name noem nie, want roef neem op, maar Patricia is Anglican Reverend. En sy het vir my gehelp, ek was nou so 2 weke terug 'n gedenkdiens doen, en om 'n plaatjie in 'n muur te sit. En sy stuur vir my toe nou foto's van haar boekie, wat sy afgeneem met die Anglican boekie. Ek dink ek lees nie reg nie. Sy sê vir my, kyk hoe hy die, en dan gebruik sy die woord wat ons as kinders gebruik het, nou gesukkel met hierdie ding. 'n Woord wat ek in die tronk sal kom as ek dit gebruik, maar sy gebruik dit. Maar ons het baie gepraat en sy het vrede met wie sy is en ek het vrede met wie ek is. Wat bind ons aan mekaar? Jesus Christus. Jesus bind ons aan mekaar. So, Jesus is die norm. Nou kom Paulus hier met 'n baie belangrike ding. Hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. Nou, hier was nog altyd my die probleem. As ek nie aan die wêreld gelykvormig moet ek ons nou my kultuur los en 'n nuwe Christenkultuur aanneem. Nee, ek moet nie wêreld gelykvormig word nie. As Afrikaanse mense braai, hoe lyk dit? Hoe eindig dit? Julle ken die brakpan grappie? Ek kan dit vertel, want ek kom daar vanaf. Hulle sê brakpan nooi mense uit mekaar altyd Saterdag daar vir 'n braai. 'n Brakpan nooi mense mekaar gereeld vir 'n fight en dan loop dit uit op 'n braai. Die werklikheid is, ons braai waarskynlik iewers in ons kultuur raak dit te veel. En is daar waar ek sê, jammer, ek gaan nie saam. As ek my kultuur uitleef, ons braai donderdag en die mense dink te veel, dan gaan ek sê, sorry, ek is nie deel daarvan nie, want ek behoort aan Jesus Christus. In die Afrikaanse kultuur is dit 'n mode om te spog wie se vrou is die slegste. Ek weet nie, maar julle het dit al gehoor. As jy ons braai, my vrou is so, my vrou is so. Ek het 'n punt daarvan gemaak om te sê, nee, ek het die wonderlikste vrou. As jy lief is, sê, maak nie saak nie, ek is lief vir haar. Daar is sekere dinge van die Afrikaanse kultuur wat nie goed is. Ons almal genaamd ons naas. Nou sê Paulus, moenie jou kultuur verander nie. Moet net nie gelykvormig wees met die wêreld nie. Wees jy daardie soort Afrikaans sprekende Afrikaner wat dit maklik maak vir die Engelsman, vir die Zulu om jou te respekteer. Die Engelse wat rare goeie vriende van my is. Hulle is so snaaks, hulle is so skerp. Ek onthou die een, Renate is die een kollega se man. Hy is so snaaks, maar hy het geweet as hy grappie vertel, moet hy dit 2 keer vertel, want hy is so fyn, ek vang nie die grappie in Engels. Maar ons het so lekker gekuier, want hy het geweet wie hy is, ek het geweet wie ek is. En wat maak dat ons lekker kan kuier? Daardie vrede van om te weet, ek behoort aan Jesus Christus, ek hoef nie bedreig te voel deur enige iets
of enige iemand. Ek gaan nie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Ek gee myself as 'n offer aan die Here. Kyk net in die Ou Testament. Die Jode het die konsep van offer baie goed geken. Jy het brandoffers, jy het graanoffers, jy het olieoffers, jy het olyfoffers, jy het groenteoffers, jy het vleisoffers. Daai offers is verskillend en jy moet nie nou van alles dieselfde maak nie. As jy 'n graanboer is, bring jy 'n graanoffer. As jy 'n beesboer is, bring jy 'n os as 'n offer. Of 'n bul. As jy 'n olyfboer is, bring jy olie as 'n offer. Jy bring daar die verskillende offers vir die Here, so bring ek myself na die Here toe en sê, Here, hier is ek. Ek is wie ek is omdat U my gemaak het. Maak reg dit wat verkeerd is en laat my word soos U dit wil hê. En dan kom Paulus met hierdie ding. Julle liefde moet ongeveinsd wees. Moenie skynheilig wees nie. Verafskuw die kwaad. Bly wie jy is, maar verafskuw die kwaad. Die kwaad is in jou eie geleedere. Julle moet mekaar lief hê met 'n innerlike broederliefde. Mede-Afrikaners, mense. Julle sien, ek is gemaklik met die Afrikaanse mense, maar ek het almal lief. Omdat dit is wat Jesus van my vra. Gaan mekaar voor met eerbetoning. Moenie traag wees in julle toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees net vastig wanneer julle swaar kry. Volhard in gebed. Betoon medelewe met die behoeftes van die heiliges. Lê julle toe op gasvryheid. Teenoor wie? Teenoor almal. Dan kom hy in 'n praat spesifiek vir hierdie mense, want julle moet onthou, 'n paar jaar later het hulle begin om Christene te vermoor. Paulus is 10-1 onder keiser Nero doodgemaak. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, so kan ons deur hierdie hele gedeelte gaan. Geliefdes, moet julle nie breek nie, maar laat die ruimte vir die oordeel. Die Here is die een wat dit gaan doen. Hy eindig die gedeelte, moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. So hier is ek nou. As ek skaam vir wie ek is, glad nie. Want wie ek is, het ek te dank aan die Here. Is dit goed om my lewe wat moet verander? Beslis. Nou ja, verander. Ek hoef nie myself te verander nie, maar dit wat verkeerd is in my lewe verander. En dan, dit is my so wonderlik, as Jesus Christus die norm is, dan kan ek lekker kuier by Afrikaanse mense, en ons kan die paar kleurlinge, bruin mense vir my ook Afrikaanse mense, maar ons verskil, en ons lekker saam kuier. Dan kan ek bietjie gestres wees met Engelse mense, maar ons kan lekker saam kuier. En die groot ding is, as dit kom by die Here, kan ons almal saam die Here doen. Ek het nou nog eers oor gepraat oor verskillende kerke. Kerke wat so doen, kerke wat so doen. Dis ook deel van 'n kultuur, jy het 'n kerkkultuur. Ek hoef nie daarvan te hou nie, maar ek hoef nie ander mense af te kraak nie. Ek hoef nie daarvan te hou nie, maar ek hoef nie ander mense te veroordeel of te verag nie. Ek moet dankbaar wees dat daar soveel mense in die wêreld is, wat verenig is omdat Jesus Christus die in die politiek het ons gekom by die reënboognasie. Maar God wil hê ons moet 'n reënboogwêreld wees. Wees wie jy is. Wees saam met ander. As 'n reënboog net rooi gehad het of net groen, was hy nie 'n reënboog nie. Dis in die saam wees wat jy die reënboog kry. God het vir Noag daai boog gewys en gesê daai boog moet jou herinner dat God getrou is. Daai boog herinner my dat ons saam met God se genade